ons lees net vir oor die stil. Here, baie dankie dat ons nou na u woord kan luister. Dankie vir u liefde en dankie vir u genade. En wil u met ons wees. Dat ons elkeen moet sê, Here, weet, dit kom van u af. In Jesus naam. Amen. Amen. Goed, ek wil vanoggend praat 'n bietjie oor persepsie en jou plek in Christus. Ons weet almal wat is persepsie en hoe ons na dinge kyk. Dis baie maklik vir ons, vir Afrikaans nie reg is nie. As ek praat oor persepsie, dan wil ek vir ons sê, hoe kyk ons na dinge? En baie keer het ons 'n perspektief oor iets, maar ons deel dit nie. En as ek nou byvoorbeeld 'n voorbeeld kan maak, ek het die persepsie dat my man vir my kwaad is. So ek dink in my gedagtes, hy is kwaad vir my. En dan reageer ek asof hy kwaad is. Is dit nie? Doen ons dit nie baie keer nie? Reageer ons nie op persepsies. En dan tree ons op, soos wat ons dink. Die ander persoon weet nie heeltemal waar jy vandaan kom nie. Want jy het nie gesê, ja, jy lyk vir my kwaad nie. Jy reageer op jou persepsie, oor hoe jy oor dinge dink. Weet jy dit al beleef? Ja. So ons doen dit, maar keer is ons nou wat gebeur. Ons kan negatiewe persepsie, met ander woorde, ons kan dink, waar is ek, alles om my is ek, en dan raak, weet jy, 'n negatiewe persepsie in die lewe. Of jy kan 'n positiewe persepsie, of die ander opsie is, dat jy 'n goddelike persepsie, dat jy weet, die Here is in die Heer, die Here doen soos wat hy wil doen, en nie jou persepsies soos wat jy wil reageer. God se perspektief spreek van lewe en van oorwinning. Baie keer spreek ons persepsie van negativiteit en ongemaklikheid. So kom ons kyk verder, wat sê die woord? Hoekom moet ons 'n goddelike persepsie hê? Hoekom is ons negatief? Want die woord van die Here sê vir ons, kom ons kyk na wat die Here sê. Hy sê in Korintiërs, ek is tot alles in staat. Ek is meer as 'n oorwinnaar. By God is niks onmoontlik nie. So baie keer twyfel ons en wonder ons oor dinge, maar ons moet vanoggend 'n goddelike perspektief ontwikkel. En elke dag met geloof en deur te sê, ek is tot alles in staat by die Here my krag. Moet ons dit ons moet dit elke dag sê. En wat ons is mense, ons twyfel, ons raak bang, ons raak kwaad, ons raak moeg. Ons moet elke dag opstaan en ons eerste woorde behoort te wees. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Elke dag sê, ek is 'n oorwinnaar. Elke dag sê, my God is niks onmoontlik nie. Ons lyk dinge baie keer onmoontlik. Ons moet egter leer om God te vertrou en te weet dat hy is in die Here. Ons kyk na die uiterlik. Ons kyk na die lewe. Maar God kyk ook na ons innerlik. En daarom voor help hy ons elke dag, bewaar hy ons elke dag en lei ons. Ons kyk net na ons. Ons het nie 'n persepsie van die goddelikheid. Ons dink ons hier, maar die Here sien ons innerlike. Hy verstaan ons en hy bly ons regeer. God sien ook die kwaliteit van elke mens in die lewe raak. Baie keer dink ons dat ons dit reg doen nie. God sien, en dis die boodskap wat ek wil gee oor perspektief, dat God in elkeen van ons die mooi raak sien en die goeie raak sien. En hy wil dit gebruik tot sy roem en vir sy eer. Ons moet net leer om te sê, ek het 'n goddelike persepsie. Ek wil 'n oorwinnaar wees. Ek is nie, of ek het, ons kan nie sê ek wil nie, want dan jy kan nog steeds dit nie doen nie. Jy moet 'n persepsie hê van sê, ek is in staat tot alles deur Christus wat my krag gee. Gaan ons hierdie persepsie aanneem? Elke dag is 'n uitdaging vir ons. Elke dag kan ons moedeloos raak. Elke dag kan ons twyfel. Want die Here gee vir ons die geleentheid om te sê,
my perspektief verander na 'n goddelike perspektief. Deur te sê, ek is in staat tot alles deur Christus wat my krag gee. Amen. Dit behoort ons leefwyse ons elke dag te wees. Dit is ook so dat as jy nie 'n spesifieke persepsie het nie, dan vorm die wêreld 'n persepsie. En dan dink die wêreld of die mense rondom jou enig van jou, want jy as mens het nie 'n persepsie nie. Ons moet so lewe dat as ons enige plek stap, 'n voorbeeld kan wees, dat almal om ons kan sien, hierdie persoon leef vir Christus. Dit is eintlik baie keer wil ons nie openbaar praat van die Here nie, maar baie keer praat die Here met ons en dan is ons huiwerig om in die openbaar oor Christus te praat. God spreek van verbinding, hy spreek van lewe, maar hy sê ook vir ons dat ons nie as mens 'n persepsie het. En dit is wat ek wil uitbring vanoggend. Ons moet ons persepsie uitlewe. Ons moet die wêreld laat weet, ek is 'n Christen. Ek leef vir die Here. En ek is tot alles in staat deur die Here wat my krag gee. Goed. Ek wil die teks graag vir julle lees en vir julle verduidelik dat in 2 Korintiërs 5 vers 16 en 17 moet ek eers lees, ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens die menslike maatstaf nie. Almal het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Amen. Dit behoort ons persepsie te wees. Ons het mense miskien beoordeel in die verlede, maar nou het ons die persepsie van ek is 'n oorwinnaar, en as jy 'n oorwinnaar is, gaan jy niemand anders beoordeel nie. Want dis nie wat ons doen. Dit is wat ons behoort te doen. As jy voel, en dit gaan verduidelik, kom ek maak byvoorbeeld en ek dink, ek het 'n persepsie dat Lisel nie van my, ek sal nog gebruik dit nou as 'n voorbeeld, dat Lisel nie van my, dan kan ek baie maklik probeer, omdat dit my persepsie is, om haar te vermy, sonder om in haar kontak te kom, want ek het die persepsie. In plaas van dat ek die geestelike volwassenheid het en na haar toe stap en sê, Lisel, ek voel dat jy nie van my. Is daar iets wat ek verkeerd doen? Dit is wat ek ook vanoggend verduidelik. Dis ek praat nou nie, dis nie regtig so wees. Ek het jou nou net as 'n voorbeeld gebruik, omdat jy voor my gesit het. Maar dit moet ons doen, en ons doen dit nie. As jy voel dat iemand iets sien jou, of dat die persoon ongemaklik is, of ongelukkig is, behoort jy met jou goddelike perspektief na die persoon toe te stap, en te sê, altyd ek voel dat jy, of ek kry die gevoel dat jy ongelukkig is, of dat iets jou pla. Ons moet leer om te deel, om te dadelik te sê, ek kry die gevoel jy voel nie lekker vandag nie. In plaas van dat jy die perspektief het, om nie met mense te deel, so ek wil almal vanoggend aanmoedig om te sê, kom ons kry 'n goddelike perspektief. Kom ons leef vir nou. Kom ons beoordeel nie. Kom ons leef en sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. Amen. Vandag het jy dan die keuse om 'n negatiewe perspektief te hê. Dit is ook so dat as jy 'n negatiewe perspektief het, dit rondom jou 'n omgewing van negativiteit. Wanneer jy 'n goddelike perspektief het, behoort mense rondom jou God te ervaar en te ervaar dat jy 'n kind van God is. So vandag kan jy kies, het jy 'n negatiewe perspektief om jou raak negatief, het jy 'n positiewe en 'n goddelike perspektief. Deur te sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kom ons kyk 'n bietjie
hoe kan jy jou persepsie verander? As ek wil graag hierdie teksvers vir julle lees, en daar is 'n lied wat sê, en ek weet nie wie sing hom nie, maar ek het hom onthou, wat sê, open the eyes of my heart. Ek weet nie wie dit is nie. Michael W. Smith. En dit wil ek vanoggend ons gebed maak, deur te sê, ons moet nie 'n persepsie van negativiteit hê, in die negatiewe omgewing hê. Ons behoort te bid elke dag en te sê, open my eyes, Lord, sodat ek U kan sien. So dit is vanoggend ons uitdaging, net elke dag te sê, Here, maak my oë oop, dat ek U wil kan sien. Maak my 'n goddelike, of gee my 'n goddelike perspektief, elke dag, om aan te beweeg, en ook so getuienis vir die Here te wees. Baie keer kan dit dalk wees dat God jou lewe en jou omstandighede gebruik tot sy eer. En ons moet dit uitleef elke dag. En deur te sê dat die Here elke omstandigheid, elke misstap, kan hy gebruik tot sy eer. Ons moet dit net glo en vertrou. Baie keer dink ons, ag, hoekom het dit nou met my gebeur? En dan 2 dae later dan dink ek, dis wonderlik, oplossing het gekom. So baie keer gebruik God ook ons omstandighede om later te gebruik tot sy eer. Ja. Ons moet nie skrik vir die minste nie. Ons is oorwinnaars in Christus. Amen. Ons moet nie, kan ek amper woord sê, settle in minder nie. Want ons is God se kinders en ons is oorwinnaars in die Here. Om in goddelike perspektief te kry, is er dan ook nodig dat ons telke maal en elke dag die Heilige Gees verwelkom in ons lewe. Ons kan nie daar sonder nie, want ons moet elke dag weet dat die Heilige Gees Christus in ons gebruik om ons gedagtes te rig, om ook ons idees te rig, en so ook ons nuwe gedagtes te gee. Daar is 'n gebed wat ek vir julle wil lees, wat ons elke dag moet bid, en dis my gebed vir hierdie gemeente. Dit staan in Efesiërs 1 vers 18. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet wat 'n hoop sy roeping inhou, en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir gelowiges bestem het. Kan ek probeer iets, want vir my is dit 'n besondere vers. Dis Efesiërs 1 vers 18. Ek bid dat hy julle geestelike oë so verhelder, dat julle kan weet wat 'n hoop sy roeping inhou, en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Dis ons persepsie. Ons moet 'n goddelike persepsie kry. En ons bid dan so dat die Here julle oë sal oopmaak en elke dag 'n geestelike persepsie hê. Dan die volgende aspek wat ek wil praat, as ons 'n geestelike persepsie het ons ook 'n posisie in Christus. En wat is hierdie posisie? Ons posisie verwys na die geestelike waarheid van ons. Deur die geloof in Jesus, ons word deel van sy familie, en hierdie persepsie, hierdie posisie is nie gebaseer op jou rykdom of op jou posisie nie. Dis jou posisie is jou posisie in Christus. En elkeen van ons is 'n oorwinnaar. Elkeen van ons het 'n posisie. Elkeen van ons behoort te weet wat ons posisie in Christus is. Ek dink jy het al gevra van jou posisie die tyd. Wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit ons 'n posisie in Christus het? Die eerste een wat ek nou verwys, ons het 'n nuwe identiteit. Jy is nie weer 'n sondaar nie. Jy is 'n nuwe mens. Jy is 'n kind van God. Jy is versoen met hom en jy eer hom. So jy het 'n nuwe identiteit. Dat staan dan in Johannes 1
om kinders van God te glo, aan hulle wat sy naam glo. Ek dink baie keer vergeet ons dat ons in Christus 'n posisie het. Ons het 'n nuwe identiteit in Christus. So dis die posisie, ons identiteit. En die tweede een, ons gaan posisie, die tweede posisie is dat ons sal met Christus in die hemel gaan wees. En dit staan daar in Efesiërs 2 vers 6, en ons sal opgewek het en sal laat sit in die hemel in Jesus Christus. So ons het 'n nuwe identiteit, ons gaan nou ook so ons posisie hê in Christus in die hemel saam met hom, waar ons elke dag hom kan aanbid. Die tweede een, die derde een is, jy is vry van sonde. Die Bybel het dit gesê. Jou ou sondige mens, dit staan in Romeine 6 vers 6, jou ou sondige mens is saam met Christus gekruisig, dat jy bevry het van die sondiese mag, sodat jy nie meer daaraan verslaaf is nie. Staan in Romeine 6 vers 6. Maar dit beteken ook nie dat jy kan aanhou sonde en aanhou verkeerd doen nie. Dit beteken nie dat jy elke dag 'n sondes bely en weet dat jy 'n oorwinnaar in Christus is. Dit is die feit dat jy 'n posisie in Christus het, gee jou nie 'n brief om aan te hou sonde pleeg nie. Dit is egter 'n posisie wat jy het, dat jy saam met Christus in die hemel gaan wees, waar jy gaan eer en gaan ook van prys. Dan die tweede een wat ek wil na kyk, is dat jy gesag oor die vyand. Waar jy vergeet dat wat 'n posisie het ons in Christus. Ons het 'n posisie wat ons die mag het oor die vyand. Dit staan in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Het ons dit al so gelees? Toe ek weer gelees het, dit is eintlik so wonderlik om te weet, ons het gesag oor die vyand. Leef ons dit uit, leef ons daardie posisie uit. En ek wil julle vanoggend uitdaag om te sê, neem jou posisie, neem gesag oor die vyand. Dit wat jou aanval. Dit is nie noodwendig, is saam of 'n skorpioen, dit kan jou lewensomstandighede wees, dit kan enigiets wees, maar dit is tyd dat jy gesag oor die vyand neem. Dit is ook belangrik, die volgende een, is dat 'n mens moet rus in God se werk. Wat bedoel ek daarmee? Dit beteken dat ons die woord moet lees. Ons kan nie net aanvaar dat ons 'n Christen is, dat ons die Here dien, en nou doen ons sy wil. Wat is belangrik? Ons moet elke dag nie net kennis hê van wat jy doen. Ons is daar om die woord aan die Here te lees. Die Bybel is ons maatstaf. Dit wat in die Bybel staan, behoort vir ons te tel. Nie dit wat op sosiale media is nie. Maar baie keer is dit verwarrend. Ons behoort te sê, ons het kennis omdat ons die Bybel gelees. Dit staan in die woord van die Here. So, ons moet daarmee ook werk. En dan moet ons ook ons denke verander. Ons het nou 'n nuwe identiteit, ons het nuwe gesag. Maar wat sê dit ook vir ons? Dit sê vir ons in Romeine 12 vers 2, dat ons ook ons denke moet verander. En hoe moet ons dit doen? Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sê hy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Here, ek dink die laaste stukkie is baie belangrik en ek wil dit weer lees. Dan as jy nou nie aan die wêreld gelyk word nie, maar deur God jou verander, dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is. Eers wanneer jy jou sondige natuur afgelê, dan kan die Here aan jou werk en dan kan die Here jou
wil in jou lewe met jou deel. Ons het ook die vyfde punt wat belangrik is, ons moet leef vanuit gesag. Kom ons kyk wat sê Matteus 5 vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat bo 'n berg lê en kan nie weggesteek word nie. Dit is belangrik dat ons gesag in die Here lewe. En ek dink dis baie keer vandag gesê, dan wil ek dit weer sê, dat ons moet besluite neem omdat ons 'n posisie in Christus het. Ons het 'n autoriteit in ons wat ons baie keer nie uitleef. Ons baie keer sien ek ervaar baie keer dat ons terughoudend is, dat ons nie die mense wil deel en vertel van die Here nie, maar ons is oorwinnaars. Ons behoort te leef vanaf 'n plek van gesag. Kom ons kyk wat hou jou posisie in. Genoem jy het identiteit, jy aan jou denke, jy is positief, maar wat beteken ons het nou gesag? En ek wil afsluit daarmee, ons het die gesag, omdat ons geestelike gesag het, omdat ons 'n geestelike perspektief het ons ook die gesag. Ons het ook in die tweede plek die beskerming. Jou posisie in Christus is jou beste verweer in geestelike oorlog. En dit gebeur baie nie, ons is elke dag ons in stryd en probleme, maar ons behoort te weet en ons moet weet dat die Here ons beskerm, dat ons posisie beteken ook dat ons beskerming het. En dan afsluit jy te sê, ek het gepraat met die Heilige Gees, jy sal verseël word met, ek het nie ander woorde om te sê, verseël word met die Heilige Gees. Die Heilige Gees elke dag om jou, jy het gesag, en jy het beskerming, en jy het Heilige Gees. So ek wil dan afsluit jy te sê, om jou heilige geestelike perspektief en jou persepsie te kry, wat is belangrik? Glo die woord van God. Erken God se aanvaarding, neem jou posisie in, en daarmee wil ek afsluit, deur te sê, ons moet 'n geestelike perspektief ontwikkel. Ons moet ons posisie in die Here ken. Ons moet weet, ons het 'n nuwe identiteit,